Ons lewe in gevaarlike tye. Dit hoef ek vir niemand uit te spel nie. Oorloë, gerugte van oorloë, geweld, misdaad, noem maar op. Ons lewe in gevaarlike tye. Die vraag is, wat beteken geloof wanneer 'n mens in gevaarlike tye in 'n gevaarlike wêreld lewe? Ek dink, as ek kyk na wat Hebreërs 11 vir ons oor geloof sê, geloof bring troos, maar geloof weet ook 'n uitdaging. Die troos is, God is met ons, die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat vir ons sy belofte gegee het, die God wat vir ons sy seun gegee het, wat sy gees uitgestort het. God is met ons, God is vir ons. Dis die troos. Die uitdaging is, ons moet ook getrou wees aan God. Geloof is getrouheid aan God. Ons is ook vir God, dis ons roeping. En dis die uitdaging in 'n gevaarlike wêreld. Wat beteken dit om in 'n gevaarlike wêreld vas te hou daaraan dat God vir ons is, maar ook te antwoord op die uitdaging dat ons vir God moet wees? En die punt is nou, jy kan die uitdaging en die troos nie van mekaar skei nie. Ons kan dit nie in twee deel en sê, wel ons wil die troos hê, ons wil weet God is vir ons, maar ons wil niks weet van die uitdaging, die vraag of ons ook vir God is nie. Ek gaan saam met julle kyk na die verhaal van Moses, soos wat Hebreërs 11 dit vir ons opsom. En ons lees Hebreërs 11 van vers 23 af. Deur geloof is Moses, toe hy gebore is, 3 maande lank deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was en hulle nie vir die koning se bevel bang was nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van Farao genoem te word, en het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur geloof het hy Egipte verlaat sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos een wat hom die onsienlike sien. Deur geloof het hy die pasga ingestel en die bloed laat aansmeer, sodat die doodsengel nie aan hulle eersgeborenes sou raak nie. Deur geloof het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë land, terwyl die Egiptenare, toe hulle dit probeer doen het, verdrink het. Ons leef in gevaarlike tye. Moses is gebore in gevaarlike tye. Gevaarlike tye, omdat die Farao besluit het, hy wil van Moses se mense niks weet nie, hulle raak te veel, hulle raak te gevaarlik, hy wil van hulle ontslaa raak. En daarom gee hy opdrag dat al die seentjies wat gebore word vir hierdie Hebreëse slawevolkie, dat almal van hulle doodgemaak moet word. Gevaarlike tye word gemaak deur gevaarlike mense, en Moses word in daardie gevaar ingebore. Hy lewe uiteindelik in daardie gevaar. Wanneer hy groot word en wanneer die mure van die paleis om hom is, omdat hy dan groot word in die paleis van die Farao as die seun van die Farao se dogter, dan staan die mure van die paleis tussen hom en die gevaar. Maar Moses kies uiteindelik om homself te vereenselwig met sy volk wat nog steeds in gevaar is. En dan beland hy ook weer in gevaar. Hy word gebore in gevaarlike tye, maar deur sy keuses beland hy ook in gevaar en word hy uiteindelik vir 'n tyd 'n vlugteling. En wanneer hy 'n vlugteling is en hy's in Egipte met die sand van die woestyn tussen hom en die gevaar van die Farao, tussen hom en die gevaarlike mense, dan stuur God hom terug in daardie gevaar in, omdat God sy volk wil uitlei uit die gevaar uit, omdat God sy volk wil vrymaak. Moses word gebore in gevaar in, hy kies vir gevaar, hy word teruggestuur na gevaar toe, want geloof beteken dat hy in daardie gevaarlike tye vashou aan die God wat getrou is aan sy mense, maar dat hy ook geroep word om getrou te bly aan God. Nou wat daardie geloof inhou, vat die Hebreërs skrywer ons saam met die woordjie sien. Daar word vir ons gesê dat Moses sy ouers gesien het, dat hy 'n pragtige kindjie is. En omdat hulle dit sien, maak hulle 'n keuse, en daardie keuse bepaal uiteindelik hulle lewe, dit bepaal ook uiteindelik Moses se lewe. En bietjie verder word daar gesê dat Moses gelewe het asof hy die onsienlike sien,
asof hy vir God self sien. En daardie keuse bepaal, daardie sien bepaal sy keuses, dit bepaal sy lewenswandel. Nou kan 'n mens dink, dis daarom 'n enorme verskil. Moses se ouers wat 'n kindjie sien, Moses wat leef asof hy die onsigbare God sien, maar uiteindelik word dit dieselfde sien. Dit word die sien van geloof, die sien met 'n hart van geloof. En dit is wat hulle keuses bepaal, dit is wat hulle lewe bepaal. So kom ons kyk eers na wat Moses se ouers sien. Hulle sien hulle seentjie, hulle babietjie. Hulle sien dat hy pragtig is. En omdat hulle sien dat hy pragtig is, besluit hulle om hom weg te steek, so lank as wat hulle kan, om te beskerm, so ver as wat hulle kan, teen die mag van die Farao. Nou as 'n mens dit oppervlakkig lees, dan klink dit nogal vir jou vreemd. Ne? Ek meen, ek het met die eerste deurlees daarvan, het ek gewonder, nou wat as Moses 'n lelike babietjie was, ten spyte van wat mense sê, kry jy tog babietjies wat, wel kom ons sê nou maar minder mooi is. Wat as hy 'n lelike babietjie was, sou hulle dan nou anders gekies het? Maar die mooi wat in hulle hom sien, gaan verder as net sy fisiese voorkoms. Die mooi wat in hulle in hom sien, is dit wat ek dink elke ouer tog in 'n kind sal sien. Elke gewone ouer wat kyk na die kind, sal sê hierdie kind is kosbaar, hierdie kind is pragtig, hierdie kind is wonderlik. Ek het hierdie kind lief. Hulle kyk na hom as 'n geskenk van God. Hulle kyk na hom as 'n toekoms wat God vir hulle oopmaak, 'n toekoms wat God ook vir in hierdie kindjie opgesluit het. Hulle kyk na hom met die oë van liefde, want hulle kyk na hom met die oë van geloof. Teen hierdie kleine kindjie, hierdie weerlose baba, is die mag van die Farao. Nou moet ons onthou dat die Farao as koning van Egipte homself opgestel het as 'n god. Hy was 'n goddelike wese en hy het al die mag en die pragt en die praal het hy om hom gehad en hy het besluit, hy moet van hierdie kindjie ontslaag geraak word. So saam met die ander Hebreëse kindjies. So as die Farao met al sy mag en pragt en praal teen hierdie kindjie is, wat 'n kans het hierdie kindjie? Watter kans het hierdie ouers? Maar hulle kyk en vir hulle is die pragt van hierdie kindjie pragtiger as al die pragt van die Farao. En die weerloosheid van hierdie kindjie is vir hulle meer as die mag en die geweld van die Farao. En hulle kies om hierdie kindjie te beskerm, so lank en so ver as wat hulle kan. En hulle weet, hulle kan net so lank en so ver. Maar hulle doen dit omdat hulle getrou bly aan God en omdat hulle glo in God se getrouheid. Ergens moet hulle hierdie kindjie laat gaan, word hy in 'n mandjie op die rivier geplaas en oorgegee aan wat ook al mag gebeur, want hulle vertrou vir God en daarom is hulle getrou aan God. En dit is geloof in gevaarlike tye. Hulle keuse maak uiteindelik dat daardie kindjie groot genoeg word om in 'n mandjie op die rivier geplaas te word, dat hy uiteindelik dan ook in die hande van Farao se dogter beland en dat sy, die dogter van die een wat hom wil vernietig, dat sy sy lewe red en dat sy vir hom 'n toekoms skep. En wat die ouers nie eers besef nie, is dat die onsigbare God reeds besluit het dat hierdie kindjie die een sal wees wat sy volk uitlei uit Egipte, uit die huis van slawerny uit. Dat hierdie kindjie die een sal wees wat self deur gevaar gaan kom, maar wat dan ook die volk uit gevaar uit gaan lei na 'n nuwe lewe toe. So hulle sien eintlik ook die onsigbare wat God is, maar ook die onsigbare, dit wat God beloof, dit wat God inhou. Hulle sien nie wat God alles met hierdie kind gaan doen nie, maar hulle vertrou, hulle het hoop vir hierdie kind en daarom beskerm hulle hierdie kind se lewe. Ek sê weer, geloof is om te glo God is vir ons, maar dit is ook om te sê, daarom is ons vir God, selfs in tye van gevaar. En as dit kom in 'n keuse tussen 'n boelie en 'n baba, dan kies ons die baba, ons kies nie die boelie nie. Ons soog ook nie voor die boelie nie, maar ons beskerm die baba so lank en so ver as wat ons kan teen die boelie. Nou word Moses groot, en hy is 'n bevoorregte man, en hy hoef nie swaar te kry saam met God se mense nie. Hy kan homself vereenselwig met die Egiptenare, hy kan homself vereenselwig met die paleis en die pragt en die praal en die skatte en die mag. Maar op 'n dag
So lees ons in Genesis, gaan Moses uit en sien hy hoe 'n Egiptiese slawedrywer 'n Israelitiese man mishandel. En dan kies Moses kant. Hy kies kant vir die slaaf teen die slawedrywer, vir die magtelose teen die magtige. En ja, hy kies kant op 'n onbesonde manier, op 'n voortvarende manier, op 'n manier wat hom uiteindelik sy lewe kan kos en wat uiteindelik God se plan moet hom in die wiele sou kon ry. En hy moet uiteindelik vlug om sy eie lewe te red, om uiteindelik veilig te wees. Hy vlug uiteindelik woestyn toe. Maar die punt is, hy kies. Hy kies vir die slaaf teen die slawedrywer, vir die magtelose teen die magtiges. Hy kies om homself te vereenselwig met God se mense teen die mense van Egipte. Hy kies vir die weerlose teen die boelie. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit, sê die Hebreërs skrywer vir ons, omdat hy die onsienlike sien, omdat hy sien wat God se keuse is. God se keuse is vir daardie mishandelde slaaf, nie vir die slawedrywer nie. God se keuse is vir daardie slawevolkie, nie vir die magtiges van Egipte nie. En Moses kies soos God kies. Hy is getrou in sy keuse aan God, omdat hy glo dat God getrou is in sy mense. En dit is daardie sien van die onsienlike, wat uiteindelik vir Moses, wanneer hy in die woestyn is, en God vir hom sê, maar gaan terug, wat uiteindelik vir Moses laat teruggaan. Dis daardie sien van die onsienlike, wat maak dat Moses die Farao konfronteer met die woorde, laat my volk trek. Dis daardie sien van die onsienlike, wat uiteindelik vir Moses die bloed aan die deurkusyne laat verf en wat hom die waag moet gee om met die volk deur die Rooi See te trek, in die geloof dat God getrou sal bly aan sy mense en dat God uiteindelik ook van Moses sal verwag om getrou te bly en dat God Moses se getrouheid sal beloon. Wat beteken geloof in gevaarlike tye? Wanneer gevaarlike mense gevaarlike tye maak, deur te boelie, soos hulle maar altyd boelie, deur mag en rykdom en pragt om hulle self by mekaar te maak, en deur te trap op almal wat arm en weerloos en hulpeloos is, op die weduwee en die wees, soos wat ons hoor uit die mond van die profeet, op die mense wat vreemd is en wat verontreg is en wat bywoners is. Dan beteken geloof om te weet, God is nie neutraal nie. God is nie neutraal in die stryd tussen die slawedrywer en die slaaf. En God staan nie terug en sê, beklei julle dit nou maar uit nie. God is nie neutraal in die stryd tussen die vertrapper en die weerloses. In die stryd tussen die magsmisbruikers, die boelies en die geboeliede mense nie. God kies vir die mens wat boelie, wat geboelie word. God kies vir die mens wat vertrap word. En God vra van ons om daar dieselfde keuse te maak. God is vir ons, in ons weerloosheid, in ons magteloosheid, in ons blootgestel wees aan gevaar. Maar God vra van ons om te kies teen die mense wat die wêreld 'n gevaarlike tyd plek maak, teen die geweldenaars, teen die boelies, en om te staan vir die regte van hulle wat verontreg word. Dis die uitdaging van geloof, dis die troos van geloof. Nou kan jy wonder, maar wat dan as ek deel is van die magtiges, deel is van die rykes? Wel, dan sê Moses se voorbeeld vir ons, God verwag van my om uit my veilige wêreldjie te kom, om nie my voorregte en my mag en my rykdom te gebruik as 'n skans tussen my en hierdie gevaar van die wêreld, en te sê, laat ander mense nou maar die stryd beklei, laat ander mense nou maar in die stof getrap word, solank dit nie met my gebeur nie. God vra van my om die keuse te maak wat Moses gemaak het. Is God dan teen die slawedrywer? Ja, hy is teen die slawedrywer, hy is teen die boelie. Maar juis omdat hy vir hulle is as mens. As daardie slawedrywer vir 'n oomblik sou stil staan en vra, is die onsienlike God, die God wat vir hierdie slaaf wat ek uitmekaar slaan, die God wat vir hom kant kies, is daardie God dan teen my? Dan sou God sê, nee, ek is nie teen jou nie, ek is teen dit wat jy doen. Ek is vir jou as mens, maar ek is teen jou wanneer jy medemense op 'n onmenslike manier behandel, want dan maak jy van jouself ook 'n onmenslike mens. Ek is vir jou, maar ek is teen jou onmenslikheid. Daarom is ek juist vir jou as mens. So uiteindelik om saam te vat, geloof in gevaarlike tye is nie 'n waarborg dat die gevaar nie na my kant toe sal kom nie.
Is nie 'n waarborg dat dit wat my beskerm teen gevaar altyd staande sal bly, dat ek altyd 'n veilige en 'n maklike lewe sal hê nie. Maar dit is die waarborg dat God te midde van gevaar my God is, en die God is van almal wat ly onder die gevaar, en die God is wat teen almal is wat die gevaar veroorsaak, die gevaarlike mense wat die tye gevaarlik maak. Dis die troos van geloof, God is vir ons. Die uitdaging van geloof is ons ook vir God. Staan ons by God, wanneer God opstaan vir die reg van hulle wat weerloos en arm en vertrap is. As ons moet kies tussen die babietjie en die boelie, kies ons die babietjie en tree ons op om daardie babietjie te beskerm teen die boelie. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die onsigbare God homself so aan jou openbaar, dat jy kan leef soos iemand wat die onsigbare sien. Mag jy uit sy genade in Christus ontdek dat God vir jou is. Mag jy uit die liefde van die Vader ontdek dat God met jou is. En mag jy deur die gemeenskap van die Heilige Gees ontdek wie die mense is, vir wie en met wie God wil hê jy moet wees. Amen.